Jesus come, alles du, alles du, alles du, Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du, alles du, Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, will be a call, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du, alles du, Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du, alles du, Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. In your name, Jesus come, alles du, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. But praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du, alles du. Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, alles du, alles du. Praise the Alpha, here we come, here's an end, Jesus come, hang on alles du, hang on alles du. Kanamanani, 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 kanamanani. Where Jesus placed me, kanamanani. Where Jesus placed me, kanamanani. Kanamanani, kanamanani, but where Jesus placed me, kanamanani. Where Jesus placed me.
Prys die Here. Dit is lekker om in die huis van die Here te wees. Vanmôre toe dit so stil raak daar buite. En is so tjoep stil. En ek sien die weer is anderster. En ek hou vir Belma so vas. En sy sê ek is lief vir jou. Ja, ek is ook baie lief vir jou. Maar dit is amper asof daar iets anders in die lug is. Ek sê van mamma, ons is net ander want Jesus kom ons aan. As die mense die wêreld so kyk, jy weet vir ander is dit ongemaklikheid en hulle raak senuweeagtig, maar vir die kind van God, broer en suster, kom daar die goudstad wat die Here vir my en vir jou gaan voorberei elke dag nader. En maak nie saak wat oor die wêreld gebeur nie. It will work out for you for the better and for the good. Prys die Here se naam. Ons moet nooit ons glimlag verloor. Immers is dit die teken dat die wêreld kan sien dat Jesus Christus in ons leef. Stem jy saam? Prys die Here. Want die blydskap van die Here is mos jou beskutting. Weet jy wat, as die olie van die Heilige Gees oor jou is, as jy dankbaar is wat die Here vir jou gedoen het, waar net jou hand so as jy dankbaar is wat God vir jou gedoen het, dan is jy so glibberig, weet jy, die duiwel kan nie op jou vatplek nie. Want die blydskap van die Here en die olie van die Heilige Gees is dit wat ons staande hou tot vandag. Ek is so dankbaar. Daar was vanmôre vir ons 'n uitnodiging wat aan ons gerig is. An invitation went out and it said, "Come and go to my Father's house." That's where you will find peace this morning. Want ek praat nie vanmôre van hierdie gebou nie. Amen. Praise the Lord. The invitation this morning went out to us is to enter into the presence of the Almighty God. That's where you will find peace and rest for your weary soul. Come and go with me to my Father's house. There is peace, sweet peace. Why don't you come and go with me? To my Father's house. To my Father's house. And to my Father's house. Come and go with me. And to my Father's house. There is peace, peace, peace. Jesus will be there in my Father's house. And my Father's house. My Father's house. Jesus will be there in my Father's house. There is peace, oh peace. And come and go with me. To my Father's house. My Father's house. My Father's house. Come and go with me. To my Father's house. There is peace, peace. And Jesus will be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. And Jesus will be there in my Father's house. There is peace, peace, peace. Why don't you come and go with me to my Father's house? To my Father's house. To my Father's house.
woordjies, liewe Jesus, vlek in ons naam. Ek weet, daar was geen gebrek aan die prys wat hy vir ons betaal het nie. Prys aan liewe Jesus, vlek in ons naam. Lieve Jesus, vlek in ons naam. Ik neem het hier van Gata. En dan mijn hart die ik voor hier. En dan mijn deur hier. Oh, lieve Jesus, vlek in ons naam. Ik neem het hier van Gata. En dan mijn hart die ik voor hier. en 'n wil vir jou wil om die meester te kan sien.
As jy vanmôre voel daar's iets wat jy die Here se aandag moet kry, sy attention moet trek, dan moet jy iets doen vanmôre. Sagius moes in die boom klim, sodat die Here Jesus hom kan sien. Sagius was 'n klein man. Kom ons sing maar. Zacchaeus was 'n kleine man, en 'n baie kleine man was hy. Hy klim toe op en hy wou die eerste kan sien. En toe die eerste daar verbykom, kyk hy op en sê, Zacchaeus, bel af, maar ek gaan by jou huis kom hier. Zacchaeus was 'n kleine man, en 'n baie kleine man was hy. Hy klim toe op en wou by jou kom, die eerste kan sien. En toe die eerste daar verbykom, kyk hy op en sê, Zacchaeus, bel af, maar ek gaan by jou huis kom hier. Zacchaeus was 'n kleine man, en 'n baie kleine man was hy. Hy klim toe op en wou by jou kom, die eerste kan sien. En toe die eerste daar verbykom, kyk hy op en sê, Zacchaeus, bel af, maar ek gaan by jou huis kom hier. Zacchaeus was 'n kleine man, en 'n baie kleine man was hy. Hy klim toe op en wou by jou kom, die eerste kan sien. En toe die eerste daar verbykom, kyk hy op en sê, Zacchaeus, bel af, maar ek gaan by jou huis kom hier. Amen. Right, jy weet, daar was nog baie aksies wat daarmee betrokke was. Ons gaan nou nie die aksies moet voor nie, maar jy weet, alles kom met aksies. Prys in die naam, weer coming this way, Lord, coming this way. Hou vas vanmôre aan die belofte wat die God aan jou gemaak het. Hold on to God's promise this morning, that He will never leave you. He said He will never forsake you, but He's coming and believing and trusting Him this morning that He's coming your way, Lord. There's a revival coming our way this morning. And coming this way, Lord, coming this way, the mighty revival is coming this way. Keep on believing, trust and obey. The mighty revival is coming this way. Coming this way, Lord, coming this way. The mighty revival is coming this way. Oh, keep on believing and trust and obey. The mighty revival is coming this way. Oh, coming this way.
Kom ek en jy lees in die woord van die Here, in die boek van Markus 14, net enkele paar verse, jy kan saam my blaai, of jy kan net saam lees, net soos wat jy gemaklik voel. 'n Gedeelte wat oor 3 van die evangelieboeke beskikbaar is, in Matteus en in Markus, en dan ook aan Johannes, en word ook dan na die nagmaal verwys in Korintiërs. Maar baie gepas, baie detail wat 'n mens kan sê, wat deur Markus hier gegee word, en ek en jy lees saam vanaf die eerste vers. En die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor 2 dae wees. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek toe hulle hom met lus gevange kon neem en doodmaak, maar hulle het gesê nie op die fees nie, sodat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. En lees dan net saam met my vanaf die 12de vers. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, op die eerste dag van die ongesuurde brode, dit is dan die 14de van Nisan, dieselfde dag wat die Israeliete uit Egipteland uit beweeg het. Op die eerste dag van die ongesuurde brode, wanneer hulle gewoonlik die Pasga, die lammetjie geslag het, sê sy disippels vir hom, waar wil u hê moet ons gaan klaarmaak dat u die Pasga kan eet, met 'n vraagteken. En hy, dit is Jesus, stuur 2 van sy disippels en sê vir hulle, gaan na die stad toe. En 'n man wat 'n kruik water dra, wonderlik dat Jesus in die toekoms kan sien. 'n man wat 'n kruik water dra, sal julle tegemoet kom. Volg hom. En waar hy ook mag ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê, die meester laat weet, waar is die kamer waar ek met my disippels die Pasga kan eet, met 'n vraagteken. En hy sal julle 'n groot boefretrek wys, in gereedheid gebring. Daar moet julle vir ons klaarmaak. En sy disippels het gegaan en in die stad gekom en dit gevind soos hy vir hulle gesê het. En hulle het die Pasga toeberei. En toe dit aand geword het, kom hy met die 12. En terwyl hulle aan tafel was en eet, sê Jesus, voorwaar, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Toe het hulle begin om bedroef te word en een vir een aan hom te sê, is dit miskien ek? En 'n ander, is dit miskien ek? Met 'n vraagteken. En hy antwoord en sê vir hulle, dit is die een van die 12 wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is, maar weet daardie man, deur wie die seun van die mens verraai sal word. Dit sou vir hom goed wees as daardie man nie eers gebore was nie. En terwyl hulle eet, neem Jesus brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee dit aan hulle en sê, wat almal daaruit drink, en hy sê vir hulle, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word. Voorwaar, ek sê vir julle, ek sal nooit meer van die vrug van die wynstok drink nie, tot op daardie dag, wanneer ek dit nie sal drink in die koninkryk van God. En toe hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg. Op die eerste dag van die ongesuurde brode was daar 'n woelige skare in Jerusalem. Die hele Jerusalem, die hele Jerusalem is gesien as 'n huis. Omrede van die noorde, die ooste en die suide en die weste in Israel, almal gekom het Jerusalem toe. Want die tempel van Salomo was daar. Die tempel
was daar. Dit is die plek wat jy naartoe gegaan het, dis het jy opgetrek. Dit was alterwel 'n vergadering van die kinders van die Here, 'n groot konferensie as jy dit so wil sien. Met ander woorde, broer en suster, daar was nie noodwendig hotelle gewees nie. Daar was 'n verblyfsprobleem. En die geskiedenis sê vir ons dat die Israeliete, om ander mense te akkommodeer, het hulle dan 'n huise gebou waarin daar 'n bovertrek was. Daar is 'n baie ou voorstelling van in Israel, van een van die maniere hoe hulle gebou het in daardie jare. En jy kan sien dat in die onderste vlak kan jy nou ingaan links en regs in die huis in, maar dan kon jy ook wat hulle gedoen het met trappe of met 'n leer, het hulle 'n aparte vertrek gebou bo op die huis. En hulle het spesifiek die ingang van daardie vertrek gemaak met trappe of met 'n leer aan die buitekant van die huis, om 'n rede dat dit as 'n gastevertrek sou dien. En dit was ook dan die primêre doel daarvan. En jy weet nou, die susters, toe jy nou huishoudkunde gehad het op skool, en julle nou al die mooi dinge geleer het om eenmaal 'n week vir jou man lekker karamelbeskuit te bak, en so nou en dan op 'n Sondag van 'n Swissrol te bak met lekker vla in en so aan, en pompoenkoffertjies te kook, en julle geleer het om te kook. Toe die onderwyser ook gesê dat 'n mens moet altyd gasvry wees, en omdat sy Afrikaans groot geword het, en omdat jy godsdiens op skool gehad het, het sy vir jou skrif aangehaal en vir jou gesê, die Bybel sê, jy moet altyd gasvry wees. Stem jy saam? En omdat jy nooit weet of jy 'n engel geherberg het nie. Jy sal nie weet nie. En dit kom ook van die Jode af, dat hulle het op bovertrek, bo op hulle huise gebou, wat altyd reg moes wees vir mense. Manne stamp so aan jou vrou en sê, ek het jou gesê, die gastekamer moet lekker wees. Waarom sê my nou daar, die ander stamp van Andrisha, sê vandag. Die gastekamer moes altyd reg wees. En 'n Jood is 'n Jood, en hy maak geld, en dan het hulle in die tyd van Jesus hierdie bovertrekke uitverhuur aan al die mense wat oor die hele Israel, Jerusalem toe gekom het. It wasn't optional. It was an obligation to come to the Passover of the Lord. En die rede daarvoor is dat die lammetjies nie sommer net enige plek geslag kon word nie. In Egipte, daardie nag, die 14de van Nisan, was dit 'n ander saak geweest. Maar later van jare het die Here mos nou die tempel ingestel, en dan die priesters was die blokmanne geweest. Die priesters kon slag. Hulle kon baie goed slag, die Levitiese span. As jy sien hoeveel ter duisende klein vee hulle partymal geoffer het in die tyd van Salomo en Dawid, dit is 'n enorm, veral met die inleiding van die tempel. Daai man het geslag. Hulle kon slag hoor. Ek dink baie vinnig, baie effektief, baie netjies. En wat dan gebeur het, is hulle die lammetjies geslag, waar hulle dit moes slag, dit voor die tempel, en dan die priesters het die offers voorberei. Want hy het geïnspekteer hoe jou lammetjie lyk. Jy kon nie net 'n gebreklike lammetjie sommer net gaan slag hier agter die bos en dit dan bring met die pasga nie. Dit was een wat mos vlekkeloos en die beste van jou kudde moes wees, stem jy saam? En dan moes daar baie verblyf gewees het vir die mense. Die mense het verblyf nodig gehad. Baie het natuurlik in tente gebly en so 'n bietjie gekampeer. Lekker, ek sou onder daai groep gewees het. Maar as jy 'n bietjie meer geld gehad het, kon jy 'n kamer huur van jou broer en suster Jood, wat so 'n bietjie geldjies van jou gevra het, miskien het hulle vir jou verniet gegee, ek weet nie. Maar daar was altyd 'n plek reg bo die huise van die Israeliete. They were very hospitable people. And that room had a water can filled with water. And when I read this man that went to fetch water
was followed by the disciples on the day that the Passover was going to take place. Op die eerste dag van die fees, weet ek wat het hy met daai water gaan maak. Ek het gister die voorreg gehad, en ek sê altyd, dis 'n voorreg, en dis lekker om te lewe, dis lekker om buitemuurse aktiwiteite te gaan doen, en ek het gister, ek en Wally, waar is hy nou, hy was seker die kar op, en Polly, en Paulkie en Wally het saam met my gegaan, en ons het nou gaan skape aanjaag, en Wally het sy tweede motorfietsie, en dan maak hy nou die skape by mekaar, as jy so afkyk in die vallei, dan is nie daar, kom hulle op. En as 'n rukkie later, is nie maar toers nog 'n paar skape daar ver, dan stuur ek weer die ander een, en dan maak ek weer daai skape by mekaar. En as jy al die skape in 'n kraal het, broer en suster, en jy draai se om, en dan is daar nou nog 2 of 3 wat nog nie in die kraal is nie. En ek sien gister so, daar was nou 'n groepie van 3. Jo, dis geen wonder hulle is moeg nie. Ons het gehardloop agter daai skape aan. So enetjie. Hy is die kleinste van die orrelpypies, maar daai enetjie is so cheeky, as hy vir hom staan en kyk, en stamp hy daai voetjies so. En hy verstaan nie van in die lyn gaan nie, hy is klein genoeg om onder deur die draad te gaan, en net soos hom in die druk hang het, dan voep is hy uit, en dan sy kop deursteek, en volg die ander om. So hy is absoluut 'n leier, maar as jy 'n leier volg, wat geneig is om onder deur die draad te kry, het hy baie groot probleem. En later sê Wally, can't we just shoot him? We could, maybe in biblical times, because he looks really healthy and really, en hy stamp hy voetjies so, klein rammetjie, lekker rammetjie uit die nek het ek. En maar, ek slag toe een skaap, die oom moet nou net eers een skaapie slag, om te kyk of hulle hierdie tyd van die jaar vet is. En ek slag die een, en hulle is te besig met dakkappe op te sit daar onder op die plaas. En dis ek alleen. Dan slag ek hierdie skaap. En later toe gaan haal ek ook na my emmertjie met lauwarm water in, want jy moet so nou dan die mes afspoel. En ek het nou nie daaraan gedink nie, maar vanoggend sit ek 1 en 2 by mekaar, weet alles gebeur ons met 'n doel. En dis nogal werk hoor, om 'n skaap te slag gou genoeg, voor die hitte van die dag opkom. Want as die hitte kom, dan kom die vleer. Jy moet so gou as jy kan die binnegoed van die vleis skei, en die binnegoed op 'n ander plek sit, want jy moet die vleis beskerm, en so gou as jy kan, hierdie vleis in 'n koelkamer kry, en ek sit toe en dink vanoggend, ek wonder hoe die Israeliete gemaak om daai vleis koud te hou. En wat dit meer challenging maak is, hulle moes volgens die wet van Moses, moes hulle, ekskuus tog kan nie my hoor, moes hulle die binnegoed saam die vleis gaan. Weet jy nie dit? So dit was nou interessant, om te dink, okay, goed, ek weet binnegoed, skaap binnegoed, maar jy moet tog die vleis kan eet. Hoe maak jy skaap gaar met die binnegoed? Dink bietjie daar. Dis bietjie challenging. So hulle moes 'n purging way gehad het met water, en ek het so 'n bietjie ondersoek daar gedoen om die binnegoed baie goed skoon te maak. Ja, ek vind dit trek hulle neus al ek ook. Maar op 'n manier, broer en suster, dis nie 'n maklike taak nie. En as hy skaap nou net gesterf het, dan moet jy nou daai velletjie uit in die koelkamer gaan, nie, die vleis is warm, is los. En om nou daai velletjie af te kry, dis nogal 'n storieetjie, hoor. En dan nou jou mes heeltyd skoon te hou, laat dit nou nie die vleis vuil maak nie. En die skaap het ook dalk binne in die modder nog gerol. Jy moet die storie ken, en ek dink hierdie ouens van Israel ontslag, hoor. Hulle ontslag, dis maar een skaap. Hoeveel moes hulle doen op 'n tyd? Hierdie man het water aangedra. Hierdie man wat in Jerusalem was, die Here Jesus het gesê, gaan in die stad in. Dan gaan julle 'n man sien wat 'n kan water dra. Op die eerste dag van ongesuurde brode, die dag sê die Bybel hierso, waarin die eerste dag waarin die lammetjie geslag sou word. Gewoonlik, die eerste dag sê hy vers 12, die Pasga, wanneer die Pasga geslag sou word, sien hulle 'n man met 'n kan water dra. En die Here sê, volg daardie man. En as hy by daai huis ingaan,
dan sê hulle vir die eienaar vir die huis, meneer, die Here het ons gestuur, waar is die kamer waar Jesus met ons as sy disippels die Pasga kan hou? En dit het my laat dink dat daai man het 'n plek voorberei. En ek wil verwys na die titel van hierdie boodskap. Wanneer daar 'n verwagting is in jou hart, skep dit die atmosfeer waarin Jesus kan beweeg. Jy weet, daardie man wat daardie kamer skoon gemaak het, wat hom versier het, ek praat van jou gastekamer, wat die beste linne daar neergesit het, wat die skoon bak met water daar neersit, wat 'n ou welkomkaartjie skryf en op die bed sit. Wanneer jy 'n verwagting het om iemand te ontvang, broer en suster, is dit die eerste stap. En ek praat met jou vanmôre, want ek weet dat wanneer jy 'n verwagting na Jesus Christus het, gaan jy die meester vind. Wanneer jy 'n verwagting na die Here het, wanneer daar 'n verdieping in jou siel is, gaan jy die Here vind. Wanneer jy 'n verwagting het na hierdie jaar se konferensie, gaan jy die Here vind. The way and the manner and the depth of your expectance will depend on your results. I'll say that again. The depth of your desire and how deeply you expect God to work in your life, that will determine your results, what you get. Wanneer daar 'n verwagting in jou siel is, skep dit die atmosfeer vir Jesus om vir jou iets te doen. En hierdie man het gegaan en hy het die bovertrek versier. Hy het dit netjies gemaak. Dit was bo die huis gewees, die koelste, die beste winddeurlaat, met die kan water wat daar is, want hy het reisigers verwag. Dit was die tyd gewees wanneer die hele Israel gekom het om in Jerusalem 'n hele klomp dae hierdie Pasga te vier. En jy mag nie beweeg het en getravel het soos die Engelsman sê op hierdie dae nie. Spesifiek in die tyd, hierdie tyd, was dit 'n baie moeilike tyd, want daar was 2 Sabbate gewees in 1 week in die tyd van Jesus. And the Bible specifically states that that was a high Sabbath. There was 2 in 1 week. It was a time when you cannot travel. You had to stay put. You had to have good accommodation. You had to book in advance, go and see the people, tell them, I want to stay in your upper room, please. And I don't know if this man of this house had other bookings, but one thing I do know is that the Spirit of the Lord talked to him prior. Die Gees van die Here het in sy hart 'n verwagting geskep. Ek weet nie of Judas Iskariot om geld aangebied het. Gesê, meneer, kan ons hierdie kamer by jou huur nie? Die Bybel sê nie. Maar ek weet net, toe hy vir hom sê, Jesus het jou huis nodig. Toe sê hy, dis reg. Gee dit vir die Here. En dit laat my kom by Saggeus. En Saggeus was 'n kleiner man. 'n baie kleiner man was hy. Maar hy kon nie die Here sien nie, hy was te kort. En hy klim toe op in 'n willevye boom, om die meester te kan sien. Hy het 'n verwagting gehad. Ek wil Jesus sien. En toe die meester daar verbykom, toe kyk hy op en sê, Saggeus, klim maar af, want ek gaan vandag na jou huis. As ek net vir sê, hoe ons kom vanmiddag by jou eet, is al jou wasgoed opgetel, is jou skoolgoed gewas. Maar, as jy 'n gastekamer het wat reg is, het jy geen probleem. Dis 'n Bybelse ding. En ek dink toe, sjoe, ons Afrikaners het nogal etiket, hoor. Oh, dat ken. En is anders. Daar's always a guest room ready. They like that. Our culture is like that. And it's biblical that we never know what time we will receive guests. You never know. God might send them. En Saggeus was ook nie bekommerd nie, want hy het altyd 'n plek gehad waarin hy mense kon ontvang. Dit was die boustyl van die huis. En hy was 'n vermoënde man. En hy kon Jesus ontvang. Die plek is gereed gemaak. Jesus
sou daar die Pasga met sy disippels eet. En dit was 'n groter werk as wat 'n mens dink. Daardie dag is die Pasga geslag. Dit beteken dit moet deur die priester geïnspekteer word, die hele Israel. Dan moet dit geslag word. Mense, die reuk van iets wat geslag word, die aanvaarbaarheid daarvan, om dit te kook in 'n huis. Jy sal sien op die prentjie daarbo, wat nou die ingang van 'n huis is, as jy so kyk, dan is die skoorsteen daar, wat aan die kant van die muur uit en opdruk. Hulle het agterplase gehad, 'n courtyard, kan 'n mens nou eintlik maar sê, wat nou maar seker basies daai gedeelte daarvoor is, of onder, wat hulle hierdie tipe goed gedoen het, om dan die Pasga gaar te maak, op so 'n manier, om hom deur te kook. Dink 'n bietjie van jy wat 'n spitbraai ken. En nou wil ek vir jou sê, Suid-Afrikaners, ons hou van 'n spitbraai. Dit kom ook uit die Bybel uit. Hulle het baie keer 'n pomegranate, granaatboom se tak gevat, en dit deur die lammetjie gesit, en hulle het hom gespit. Want the Bible says it has to be roasted. Not boiled in water, specifically roasted over the fire. Ek weet nie wie van julle het al 'n skaap op die spit gehad nie. Jy moet die hitte reg hê, jy moet die temperatuur reg hê. Dit laat 'n mens jou barbecue waardeer vandag, né? Jou gasbraaier of jou kolebraaier. Hulle moes dit met hout doen, hoofsaaklik olyfhout. Dink bietjie. Waar hulle dit moes doen, kyk na die oond daaronder. As jy nou daai pontjie afval, daai is nou maar net bo op die gat gesit, dan maak jy nou onder in vuur en daai klei omhulsel hou die hitte. Hierdie is nou binne in die huis, want partymal dit het dalk gereën. Wat maak jy dan? En dis Pasga van die Here. Jy moet op die 14de van die Nisan, jy moet slag, jy moet gereed maak. Dis nie iets wat jy kan mis of opsioneel. Ek voel nie vandag lus om dit te doen nie. En dit het my gepraat en gedink. Die eienaar van hierdie huis, die vir my sê dat hy is besig om daai lammetjie te skroei en gereed te maak, terwyl die meeste besig was om nagmaal te hou. Such a significant. He was preparing the lamb, roasting a lamb, while the lamb that was slain was above. Mommie speel vir ons asseblief. En wat vir my so pragtig is weet jy, toe Jesus aan tafel sit, en ek het vanoggend baie vroeg, die eerste keer besef, het jy geweet dat by die laaste nagmaal, hulle die Pasga voorberei. Okay? So daar was 'n lammetjie teenwoordig. Die Here is niemand wat wet gebreek het nie. Maar jy lees nie dat hy die skaapvleis geneem het nie en gesê het, hierdie is my liggaam. Maar jy lees wel, daar was 'n skottel, dit was in Romeinse tyd. Die Romeine was baie goed met yster, met koper. Daar was 'n skottel. Die Bybel praat van 'n skottel. Hy wat saam met my sy hand in die skottel sal druk. Om eerlikwaar vir julle te sê, al die disippels het laat in die skottel gedruk. Because you placed your hand inside the dish to take of the lamb. It was roasted. You can't put a lamb on a table cloth. You will ruin the cloth. The fluids will, the fat, it has to be in a dish. It moet 'n skottel wees. Daar was brood, ongesuurde brood. Maar toe Jesus sê, dit is my liggaam, toe vat hy nie van die lammetjie wat die ander mense gedoen het. Hy vat van die brood en hy sê, dis my liggaam, ek is die brood van die lewe. Hoekom het hy dit nie gedoen nie? Want daai lammetjie wat in die huis geslag was deur die man wat die huis besit het, en ook die een wat die disippels voorberei het, dit was die laaste lam wat deur mense geneem sou word.
Van toe af was die perfekte lam Jesus Christus. En dis hoekom hy nie gesê, hierdie lammetjie, dit is my liggaam nie, maar hy het geneem van die brood van die lewe. Hy het daar en daar die bo vertrek. Ek dink so, Chantal het vanoggend gepraat van die weduwee wat haar seun gesterwe het, en dan ook van die olie van die olie wat vermeerder het met die kruike. En as 'n heilige man van God verbygekom het en hy daar gewoon, jy lees partymal dat hulle het vir hom in die bo vertrek 'n bedjie gesit en 'n tafeltjie en lam. What an honor. What an honor it was for this man to receive Christ, the Lamb. En kan jy dink, nadat Jesus gesterf het, en daai man stap in daai bo vertrek in, en hy dink, joh, die seun van God was in my huis. Ek het daai dag nie besef nie, maar die seun van God was in my huis. En weet jy, op skool het ons ook geleer dat Christus is die onsigbare gasheer by elke maand. Ek wil vandag by u pleit, verwag die Here. Verwag die Here in die omstandighede. Bly die Here verwag. Vanoggend toe ek wakker word en is so stil en ek verwag in my hart die Here. Ek sê, Here, wanneer gaan ons volmaak? Wanneer sal dit wees? Ek weet nie. Ek kyk so om my en ek kyk vir Welma. Ek sê, dankie Here vir my vrou, dankie vir my kinders. Dankie vir my gemeente, dankie dat ons hier kan gaan dien vanoggend. Dankie vir die liefde. Ek sê, Here, maar hierdie is ook die tyd van die jaar, dis die tyd van Pinkster, dis die tyd van Paasnaweek wat kom. Dis tyd van, Here, daar's 'n verwagting in my hart. Ek verwag U. En as jy God verwag, as jy, die Bybel sê, jou oë is die vensters na jou hart. As jou hart na die Here verlang verhoor, en daar's 'n verwagting in jou hart, dan gaan jy die bo vertrek, jou gedagtes gereed maak vir Jesus. En dan so die atmosfeer skep, sodat die Here daarin kan beweeg. Vader, dankie vir die liefde. Terwyl die Heilige Gees hier is, Here, ons U gewaar. Here, U is met ons in die oomblik, soos wat U in daai bo vertrek was. U beweeg tussen die kinders van stoel na stoel vanmôre. Ons almal, Here, het die hand met U in die skottel saam. Partymal, Here, as gevolg van ons sonde, verraai ons U soos Judas. Draai ons rug. Hoeveel maal het ons as mens nie gedink, sal ek maar liewers ophou hierdie pad stap nie, maar die Bybel sê, hy wat omdraai, is die koninkryk van God nie werd nie. Eers vanmôre hier, U toets ons harte, ons almal uit die hand met U saam in hierdie saak. Vader, dankie dat U seun ons geleer het, dat U genade vir ons genoeg is. Ek wil bid dat die genade van die Here vanmôre oorvloedig oor elkeen sal spoel. Voor ons aan die tafel sit, Here, die woord sê, wanneer jy na die tafel kom en dit jou daar byval, dat jou broer of suster iets teen jou het, gaan en versoen jou eers met jou broer. So kom ons ook vanmôre na hierdie tafel toe, Here, ons is mense met tekortkomendhede, met foute, mense wat hierdie week nog in die sekulêre wêreld, Here, kop bo water moes hou, en ons wil vir 'n oomblik net stil raak vanmôre voor die Here, en sê, Here, ons gaan nou aan die tafel van U sit.
Want die vermoorde, Here, u volk aandoen met krag, met genade, met redding en met sterkte, Here. Seën ons vermoorde. Here, wees vir ons die brood van die lewe en die krag vermoorde. Laat u bloed deur ons vermoorde genees. Dankie vir die bloed wat ons vermoorde vrykom.